Johan van Biljon, Kaainog Kunsmis, en ons gesels oor blaarvoeding. In Kaainog noem ons dit die oemvreeks. Nou, hoekom blaarvoedings? Die effektiwiteit van blaarvoedings is tussen 10 en 30 keer hoër as grondtoegediende kunsmis. Met ander woorde, ons kan met 'n baie klein bietjie kan ons 'n groot verskil maak in die plant se fisiologie. En dis dan presies waar blaarvoedings dan nou inpas. So, wat is die oemvreeks dan nou? Die oemvreeks is 'n hoogs wateroplosbare droë produk wat ons oplos en dan as 'n blaarvoeding gebruik. Gewoonlik nie hoër as 'n 3% konsentrasie nie. So in die produk is daar dan makroelemente, daar's sekondêre elemente en daar's sekere mikroelemente. En baie belangrik, hierdie mikroelemente is gekileer, wat beteken dat die doeltreffendheid van daardie produk ook weer hoër is as van die ander produkte wat ons kry. So ons kry die doeltreffendheid van 'n blaarvoeding as sulks en ons kry die verbetering in doeltreffendheid van die gekileerde produkte. So hoekom behoort ons die oemvreeks of blaarvoedings te gebruik? Dit gebeur dikwels dat daar genoeg voedingsstowwe in die grond self voorkom, maar dat die gewas tog nog steeds 'n voedingstekort kan ondervind. Dan verder is die blaarvoedingsprodukte wat ons Kaainog het, baie gewasspesifiek. Dis nie soos baie ander produkte, waar dit 'n generiese produk is, waar daar 'n produk is wat vir alle verskillende gewasse geld en net so bietjie aangepas word wat die dosis betref nie. So het ons byvoorbeeld gewasspesifieke produkte vir mielies, waar ons konsentreer op die produksie van stysel en dan ook die suikers omgeskakel word na die stysel. Dan is daar ook byvoorbeeld vir sojabone. Sojabone is 'n peulplant. Ons konsentreer daar op olieproduksie wat op die ou ende vir ons die opbrengs gaan verhoog. Dan verder sonneblom is 'n gewas waar ons konsentreer op olieproduksie. Dan is daar ook koring waar ons konsentreer op opbrengs en op proteïene of bakkwaliteit. Dan is daar ook 'n produk vir lucern. Nou, lucern is 'n peulplant en proteïene. So ons konsentreer dan ook op daardie gedeelte van die gewasproduksie. En dan verder is ons ook weer eens groeistadium spesifiek. By die grane, soos byvoorbeeld mielies en sojabone, sal ons 1, miskien 2 bespuitings per groeiseisoen doen, dieselfde vir koring. Maar gaan ons byvoorbeeld na iets soos groente toe, dan is daar baie meer toedienings deur die groeiseisoen. Dan het ons ook die reeks vir groentes, wat ons die veggie oemvreeks noem. Daar kry ons weer 3 produkte. Ons kry 'n veggie oemf starter, 'n veggie oemf grow en 'n veggie oemf fruit. Nou wat is die verskil tussen hierdie verskillende 3 produkte? Soos ons sien, is dit weer groeistadium spesifiek. Die veggie oemf starter konsentreer ons op vroeë wortelontwikkeling om vir ons 'n sterk gewas te gee. By aardappels om vir ons goeie knolinisiasie te gee, om vir ons meer knolle te gee. By veggie oemf grow konsentreer ons op die vegetatiewe groei. Met ander woorde, ons wil 'n groter blaaroppervlakte hê en dan sal ons die veggie oemf grow gebruik. En dan laastens kom ons by die veggie oemf fruit. By die veggie oemf fruit konsentreer ons op die translokasie van suikers. So sal ons dan byvoorbeeld die veggie oemf fruit in die blomstadium of in die vrugsetstadium of in die knolstadium of wanneer die bolle daar is, sal ons konsentreer. Dit help dan ook om die raklewe te verbeter en om die kwaliteit van die produk wat ons dan op die mark gaan plaas te verbeter in terme van houvermoë. So kom ons vat net weer saam. So die oemvreeks, die blaarvoedingsreeks is uiters gewasspesifiek en groeistadium spesifiek. Deur hierdie produkte te gebruik, kan ons die doeltreffendheid van die gewas verhoog deur die fisiologie van die gewas te bestuur. En hierdie verhoging in doeltreffendheid sal ons dan wel kry dat die opbrengs en die kwaliteit van die gewas tot voordeel van die voedselprodusent kan verhoog. En dis nog 'n manier hoe ons verbeterde doeltreffendheid deur innovasie na die plaas kan bring.